Dit is vir my so lekker om vanoggend met Jean Fourie te gesels. Nou, sy is True Cape se bestuurder van nuwe kultivars en gehalte. En ons praat 'n bietjie oor die Suid-Afrikaanse appelbedryf wat vanjaar sy 363ste jaar vier. Jean, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid om met julle te gesels. Ek kan net dink hoe besig hierdie tyd van die jaar vir julle is in die appel- en die peerbedryf, né? Staan julle daarom nog sterk? Ons staan sterk. Ja, vir die appels, ons is op die laaste gedeelte van die oestyd. Die pakstore hardloop, dag en nag skof, die uitvoere hardloop, hulle het nog 'n baie lang tyd oor. Ja. Maar dis 'n opwindende tyd van die jaar. Nou, dis ongelooflik. Sê vir my, die Suid-Afrikaanse appelbedryf het onlangs en meer spesifiek op die 17de April sy 363ste verjaarsdag gevier. Kan jy vir 'n bietjie meer agtergrond gee? Ek is baie nuuskierig. Hoe weet julle dit is presies daai datum? Ja, weet jy, ons het gelukkig in True Cape het ons twee baie besonderse mense. Bux Nel en Henk Griesel. Dis twee mense wat passievol is oor appels en pere en al diep spore getrap het in ons bedryf. Ja. En hulle het 'n paar jaar gelede hierdie boekie geskryf in 2012. Apples in the Early Days at the Cape. Ja. En die doel van die boekie was om te besluit waar het die appels vandaan gekom wat in die Kaap is. En wat verskriklik mooi is, weet jy, hulle is deur argiewe, hulle het ontsettend baie moeite gedoen. En die interessantste daarvan, hulle kom af op dagboekinskrywings van Jan van Riebeeck wat 6 April 1652 in die Kaap geland het. Sjoe, dis interessant. En wonderlik dat hy het vreeslike detail inskrywings gedoen in sy dagboek en dat die dagboek behoue gebly het. Ja. En hulle het vertalers gekry, dis 'n vreeslike mooi besonderse skrif geskryf, maar hulle het vertalers gekry en daaruit afgelei dat hy het die doel van hulle sy koms na die Kaap was om 'n halfwegstasie te maak vir groente, vrugte en vleisvoorsiening vir die skepe wat om die Kaap gaan ooste toe. Ja. En daarvoor het hy hande vol appelsaad saamgebring. So hy het fisies dieselfde jaar wat hy gekom het hy appelsaad geplant in die Kaap om appelbome te vestig. 'n paar jaar later het hy ook appelbome geplant wat uit Sint Helena uitgekom het met 'n skip. Ons dink is die Portugese wat die bome in Sint Helena besorg het. En dan is daar 'n verskriklike mooi inskrywing in die dagboek. 17 April 1662. Dis 10 jaar nadat hy in die Kaap gekom het. Ja. Skryf hy hierso en ek gaan dit sommer lees uit die uit die boek uit. Ja. Dit sê, heavy drizzle in the morning and a strong northwesterly wind blowing in from the sea. Today the first 2 ripe Dutch apples were picked in the company's nursery garden. They came from a little tree no more than 5 feet high. This type of apple is known as a vine apple. They weighed between 11 and 12 lute, there being not a grain of difference in weight between the two. They'd been growing side by side, the one touching the other, and had reached maturity. So dis vir ons wonderlik, want dit is die datum en hy gee die kultivar, die wynappel, wat 'n Duitse of 'n Nederlandse kultivar was. En onmiddellik weet ons, dit is die begin, 2 appeltjies. Ek moet sê, die naam die wynappel is dis so besonder, dis so mooi, so eg Kaaps, né? Vertel vir my, bestaan hierdie kultivar nog? Weet jy, nie regtig nie, mense gaan baie sukkel om hom nog in die hande te kry. Ja. Dit was ook juist deel van Bux Nel en Henk Griesel se poging om te sê, luister, kom ons probeer weer materiaal van hierdie kultivar vestig, iewers, vir 'n verwysing. En hy hoort weer in die tuine in die Kaap, Ja. Die Kompanjestuin, waar hy was. En hulle het vreeslik baie navorsing gedoen. Daar was 'n boek van Herman Johan Knoop, Fruitologica, wat in 1763 verskyn het. Daarin het hulle 'n goeie beskrywing gekry van die wynappel. Apparently het jy, skynbaar het jy 'n rooi en 'n witte gekry. Ja. Die witte wyn en die rode wynappel.
'n redelike groot appel, so 'n asymmetriese tipe appel, wat die een was rooi en die ander een was nou meer 'n groen-wit kleur. Ja. Maar 'n sagte vrug, baie sappig met 'n heerlike smaak. En jy kon maar uit die aard van die saak vars eet, jy kon hom kook en jy kon wyn van hom maak. So dit was baie glo. Ja, so dit was 'n baie veelsidige vrug en hulle het op die eind van hulle die hele land deurkruis op soek na 'n plantmateriaal en op die eind van die dag het hulle materiaal ingevoer uit Nederland uit. Daar was in die 1960s was nog bome gewees wat hulle gevind het, eintlik ook in iemand se tuin. Dit was toe nie meer 'n kommersiële kultivar nie. En hulle het materiaal ingevoer en daar staan 'n boompie vandag in die kompanieste of in die tuine in Kaapstad. En ons het ook by Oak Valley in Grabouw het hulle toe begin om 'n erfenispoort bymekaar te sit. So die wynappel is daar geplant saam met 'n hele klompie ander kultivars wat ook in die boekie beskryf is. Kultivars wat in die 1700s en die 1800s geplant is in die Kaap. 'n White Winter Permyn, 'n ou Enemeri, 'n Wemmershoekappel. En wat vir my so kosbaar is dat hulle dit neergeskryf het en dat ons die boortjie gevestig het, want enige iemand op hierdie stadium jonger as 50 jaar ken nie hierdie kultivars nie. Ja, dis waar. So, dis regtig iets vir die nageslag. Ons hou ook elke jaar wat ons noem 'n Heritage Day, 'n erfenisdag, gewoonlik 1 Maart, begin April rond, waar ons mense uitnooi om die kultivars te kom sien en die boortjie en verjaar was ons verras met die hoeveelheid mense wat bygewoon het, wat belang gestel het, jonger mense ook, en wat wil sien, luister, hoe het dit gelyk vroeër jare, want hierdie kultivars kry ons nie meer op die rakke nie. Waar het dit begin en hoe het dit gelyk 'n tydjie gelede. So daar's baie belangstelling, daar's baie mense uit verskillende oorde wat eintlik geïnteresseerd is in geskiedenis en in die hoe dinge gekom waar dit vandag is. Wel ek is so dankbaar vir mense soos julle wat regtig werk maak en sulke data en inligting so koester amper. So op daai dag is 2 baie belangrike appels gepluk. Maar vertel vir my bietjie, wat is die omvang van die appelbedryf vandag? Weet jy, dis 363 jaar. So daar het baie gebeur in daardie tyd. Ja. Op die oomblik is die appelbome in die bedryf 38 miljoen. Dis is dit meestal in die Weskaap. Ja. En die pere is 18 miljoen. So dis 56 miljoen bome op iets so 37,000 hektaar. En dit is so groot soos die bedryf is. Ons voer appelkartonne was 42 miljoen kartonne verlede jaar en 18,5 miljoen kartonne pere wat uitgevoer is. En daarmee saam gee net appel- en peerproduksie gee werksgeleenthede vir 47,000 mense, wat sorg vir 200,000 afhanklikes. En dit is vir my ook 'n baie mooi beeld van die omvang van hierdie bedryf. Ons voer uit na meer as 100 lande, so die vrugtebedryf is 'n groot valuta invorderaar en dis 'n groot besigheid. Dis altyd so lekker om na die geskiedenis te kyk, maar 'n bedryf wat so gesond en so gevestig is, ek kan nie amper help om te dink, wat is jou opinie? Hoe dink jy lyk die volgende dekade, 2 dekades vir hierdie bedryf? Weet jy, dis 'n ontsettende opwindende bedryf en baie dinamies. Daar's altyd iets nuuts. Daar's altyd iets nuuts wat gebeur. Dis wetenskap, dis tegnologie, dis meganika. So die bedryf groei steeds. Ek voorsien net nog groei. Baie ontwikkeling ook in terme van produktiwiteit en effektiwiteit. Plantstelsels, produksiepraktyke. Tegnologie, selfs op plaasvlak, is ongelooflik in terme van detail-inligting wat beskikbaar word met tegnologiese ontwikkeling. Hulle praat van presisieboerdery, sodat jy presies kan sien per hektaar, per boord, wat is jou waterbehoefte, dat jy effektief water gee. Elke aksie moet so effektief as moontlik uitgevoer word. Geen vermorsing nie, geen
niks ekstra, niks onnodig nie. En daarmee saam is iets wat bitterlik interessant ook is die groei in die markte. Aanvanklik was Suid-Afrika 'n groot uitvoerder Europa en die VK toe, Engeland en Europa. En dit bly ons twee groot markte. Ons voorsien kettingwinkels soos Tesco en Rewe in Europa. Dit was altyd ons grootste markte. En in die laaste 10 jaar het ons markte ontsettend gegroei na die Midde-Ooste. Indië, Bangladesh, Rolgala, as 'n kultivar wat die meeste kykers sal ken, is 'n baie groot mark voor in Bangladesh. En ons het ontsettend baie Rolgala, die Suid-Afrikaners sal dit alleen nie opgeëet kry nie. Die Verre Ooste is ook 'n mark wat ontsettend gegroei het. China met al sy miljoene mense, die laaste 5 tot 7 jaar, is vreeslik baie vrugte uitgevoer China toe. Vietnam is ook 'n groot mark van ons en Thailand het nou na 17 jaar weer oopgegaan vir Suid-Afrikaanse produkte. En ons is baie opgewonde. Die eerste vrugte het geland daardie kant en met baie groot opwinding rondom dit. So die volgende paar jaar, ek het nou met Roof Pinaar ook gesels, ons uitvoerende bestuurder, en hy het ook gesê hy voorsien die groei in die Verre Ooste in die volgende paar jaar, wat definitief sal toeneem. Maleisië, Singapore, Hong Kong, Indië is ook 'n groot mark vir ons het 'n Buxnel het 'n Gala mutasie gekry wat ons noem Big Bucks. Hy word verkoop onder 'n handelsmerk Flash Gala. En Indië is 'n baie groot mark vir Flash Gala. Volrooi soetappel, wat hulle baie erg van oor is. Ons sal altyd die tradisionele markte behou. Pink Lady is 'n kultivar wat julle almal ken. Dis 'n groot kultivar vir Europa en vir die Britse eilande, wil ek maar sê. En dan pere gaan tot 'n groot mate Europa toe. Maar ons nuwe kultivars, veral soetrooi appels, fokus ons baie op die Verre Ooste. Dan 'n ander mark wat definitief groei is Afrika. Ons het 'n fasiliteit in Johannesburg, waaruit ons Afrika bedien, en ons het ook 'n fasiliteit in Kenia vir Oos-Afrika. En Afrika raak 'n baie groot mark vir dis nou meer groothandel vrugte, maar dis definitief 'n goeie mark vir ons. Sê vir my vinnig, ons hardloop ongelukkig uit tyd uit, maar ek moet by jou weet, 30 sekondes. Wat beplan julle om hierdie verjaarsdag, wat gaan julle doen om hierdie verjaarsdag te vier hierdie jaar? Om hierdie verjaarsdag te vier, ons het 'n groot mandjie, groot verskeidenheid appels, en ons het gevra, almal in die kantoor, vat 'n hap en 'n appel, en ons het gepost op social media. Wat baie interessant is, daar's baie nuwe kultivars. Party is nog in die evaluasie, daar is 'n rooi vleisappel, wat nog nie kommersieel beskikbaar is nie. En Buxnel met al sy innovering het besluit om 'n wyn te maak van die rooi appel. En dit was 'n rooi wyn, en ons het 'n glasie geklink met die rooi wyn. Dis ongelooflik. Die verjaardag daar. Ek moet vir jou sê, ek wens ek kan deel van die vieringe wees, maar weet net van Grootplaas se kant af, ons vier saam met julle. Dankie vir hierdie interessante gesprek, dit is geweldig opwindend. Mag jy 'n mooi dag hê. Dis baie dankie, het was lekker om met julle te gesels.